Het julle julle Bybels hierso? Alright. 2 Timoteus, hoofstuk 4. Maak gou daar so oop. Ek het hom ons prins nie op die bord laat sit nie. En dan lees ons saam. Kom, is julle daar? Weet julle hom? Jy gaan nie daar. 2 Timoteus 4, versies 1 tot 5. Het julle hom? Gaan julle saam mee lees? Het jy hom, Karel? Ek wil jou stem hoor, né? Is julle reg? Dis my skriflesing. Die boodskap is, gaan julle nou hoor. Ek gaan hom nou eers lees, daar gaan ons hoor wat hy sê. Hy sê, hoofstuk, dit is 2 Timoteus, hoofstuk 4, vers 1 tot 5. Hy sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Hier kom dit nou. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Het julle hom? Weerlê en bestraf. Dit is 'n baie swaar woord daai, om iemand te bestraf. Maar in daai tyd was dit nodig geweest om mense te bestraf. En partykeer vandag is dit nog steeds ook nodig om mense te bestraf en sê, luister hierso, dit wat jy doen is nie reg nie. En partykeer het ons mense, wat soos ek was, wat baie hard mee moes gepraat word, voordat ek sou luister. Alright, hy sê, vermaan mekaar in alle lankmoedigheid en lering. Met ander woorde, as daar 'n persoon is wat 'n fout maak, help hom en leer hom wat is die regte manier om die dinge te doen. Want daar sal 'n tyd wees, hier kom dit, wanneer hulle die gesonde leer, die evangelie van Jesus Christus, daar nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. Met ander woorde, baie mense gaan en dan as hulle nie hou van hoe die pastoor of die prediker of die persoon wat nou die woord bedien preek nie, dan staan hulle op en hulle gaan in die kerk en hulle gaan soek 'n ander kerk, want dit pas hulle nie wat daar gesê word nie. Amen. Hy sê, en die oor sal afkeer, hulle sal nie luister nie van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. En daar is biljoene mense van hulle. Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Ek staan stil by die woorde, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees. Vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer. Met ander woorde, ons sal besluit, ons is nie meer lus om te luister nie. My boodskap vanmôre is, God hoor. Gaan jy dit kan verstaan? God hoor. Amen. God hoor. Kom ons begin. Heel eerste, hy sê in die skrif, beide fisiese gehoor en geestelike begrip. God hoor al die gebede van sy volk en die geroep van die verdruktes. Mense moet God se woord hoor en dan daarop reageer. Onthou nou, ek sê altyd vir julle, daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Okay? As jy hoor, gaan dit die in en daar uit, en as jy luister, gaan dit die in en daar gebeur 'n aksie en jy doen iets daaromtrent. Dit is wat dit is. 1 Samuel 22 vers 7. God hoor die gebede van sy volk. Hy sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep en ek het geroep tot my God, en uit sy paleis het hy my stem gehoor en my hulproep was in sy ore. Dink jy, as jy tot God roep, gaan God jou hoor?
Okay? Dink jy, as jy tot God roep, gaan hy nie hoor nie? Hy hoor. Maar daar gaan 'n verskil nou kom, ons gaan nou sien. Ons gaan nou sien, wanneer gaan God nie vir my en vir jou luister nie. Daar's 'n verskil 'n bietjie daarso. En alles hang af van ons mentaliteit, hoe ons reageer, hoe ons dink. Dit is waaroor dit gaan. Hy sê God hoor die gebrom van sy volk. Kom ons kyk, met ander, okay. Die gebrom van sy volk beteken eintlik die moan en die gegroun. Dit is wat dit eintlik beteken. Die gemoan en die gegroun, waarvoor ons tog almal so lief is. Ons kla en ons kerm. Ons kla en ons kerm. Hy sê, Numbers, Numeri 11 vers 1, dankie Sakie. Hy sê, en die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag, dat dit sleg gaan. En toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die vuur van die Here het onder hulle gebrand, en het gewoed aan die kant van die laar. Hoor nou. Onthou nou. Ek wil julle nou ietsie verduidelik. Toe die Israeliete uit Egipte uit weg is, en hulle is daar so teen die Rooi See, toe kom almal in hulle kerm, hulle sê vir Moses, maar Moses, jy gaan ons nou doodmaak, want die mense die so agter ons is nou op pad. Toe gaan Moses en hy kleef die Rooi See oop, en daar wikkel hulle deur, op droë grond. Gaan lees, op droë grond. Toe kom die Filistyne daar agter hulle aan, die Egiptenare, nou sê ek die Filistyne, die Egiptenare daar agter hulle aan, en voordat hulle aan die ander kant is, begin hulle waans en goed alles daar in die modder ewe skielik weg te sak, so, en die water maak toe, en hulle almal hulle almal verdrink. Alright. Toe Moses hulle nou aan die ander kant is, toe het Miriam nou 'n liedjie gaan sing, en sy prys die naam van die Here en dit, en almal is nou baie tevrede en gelukkig, en hulle is happy, en daar gaan hulle in die woestyn in. Nou, my opinie, hoor wat ek sê, my opinie, vir 40 jaar lank het die Israeliete se klere nie versluit nie. Okay? Vir 40 jaar lank, hoor nou, sou hulle nie honger geword het nie. Vir 40 jaar lank sou hulle nie dors gehad het nie. As hulle bly vertrou het op God. Daar is die verskil. Maar toe kom een of ander siel nou daarso, en hy besluit, maar luister hierso, ons is nou al 'n paar dae hier op pad, ek is nog nie honger nie, maar wanneer laas het ek geëet? Toe begin hy nou kerm. En toe dit nou klaar is, dat hy nou begin kerm oor eetery, toe kom daar nou 'n ander ouetjie wat ook wat sê, maar luister hierso, ek het eintlik baie lanklaas iets gedrink. So, daar's ook nou weer 'n probleem. En daar sou die Israeliete se stories heeltemal deurmekaar gehardloop, want ek glo met alles wat binne in my is, God sou vir hulle voorsien het. God sou vir hulle voorsien het, soos wat hulle klere nie versluit was nie, sou hulle nie honger geword het nie, hulle sou nie dors geword het nie, en hulle sou, hoor jy, en hulle moes maar 'n paar dae, 11 dae, né? Hulle moes maar 11 dae gevat het om in Kanaan te kom. Weet julle dit? Maar dit het nie gebeur nie. Want, baie dankie, hulle het gehoor, maar hulle het nie geluister nie. Hulle het gehoor en dat niks verder van gebeur nie, want hy woord is die kant in en hy is daai kant uit. En nou ja, nou toe die Here nou, die mense, er was baie mense wat daar gewees, wat daar in die woestyn ingegaan het. En die mense het nou begin, ek glo nie eers hulle het gesweet nie. Hoor julle wat ek sê? Die rede hoekom ek dit sê, en wat ek praat van met die kos en met die water, en met die swetery en daai goed, is, as God jou vat, en hy beskerm jou, dan doen hy dit 100%. Nee, hy doen dit sommer 1000%. Hy doen dit sommer 1000%.
Maar hoe my en jou gesindheid is teenoor die Here en teenoor omstandighede bepaal waar ons is. Waar ons is. En laat ek jou vertel, dit veroorsaak vir my en jou bitter baie groot moeilikheid. Nee, ek hoor niks nie. Almal moet sê ja nou. Ja. Hoekom nie? Dis maklik, want ons luister nie. Want ons luister nie. God hoor die geroep van die onderdruktes. Kom ons kyk. Jakobus 5 vers 4. Hy sê, kyk die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot die ore van die Here van die leerskare. Met ander woorde, as ons onderdruk word, hoor nou mooi, as ons onderdruk word, God sal ons hoor, en bewaar die siel, deur wie jy onderdruk word. Nee, julle hoor nie mooi nie, nee. Karel, het jy mooi gehoor? As ons as sy kinders onderdruk word, en God hoor dit, en hy hoor ons praat, en ons sê, Here, hierso is 'n fout, hierso is iets nie reg nie, bewaar die een, wat jou wil onderdruk, want op die einde van die dag, gaan die bordjies verhang word, en hy gaan geonderdruk word. Amen. Amen. Nou hier kom die snaakse ene. God hoor nie die onregverdiges nie. Kom ons gaan kyk gou. Jesaja 59 vers 1 en 2. Hy sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is ook nie te swaar om te hoor nie. Maar, luister, maar, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en julle sonde, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie hoor nie. Sodat hy julle nie hoor nie. Johannes 9 vers 31. Kom ons kyk. Waar's Marie? Is sy siek? Okay. Hy sê, en ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Met ander woorde, as ons sondes keer, ek praat met kinders van die Here, ons sondes keer ons, dat ons in die regte lyn is, in die regte opvangs is, wat wil ek nou, wat is die woord wat ek soek? Help my gou, wat is die woord wat in die regte stand met God is? Dankie. Het iemand dit gesê? Die rigting, ja sê, dankie my tannie, rigting, die in die regte rigting is, in die regte stand is met God. Hoe minder sonde jy doen, ons almal doen sonde, maar hoe minder sonde jy doen, en hoor jy so, ek praat van gewoonte sonde. Hoor julle wat ek sê? Ek praat van gewoonte sonde. Ek praat nie van as daar nou iets gebeur, en jy los nou 'n kragwoord, of wat ook al, of daai tipe goed. Ek praat van gewoonte sonde, daai sondes wat jy so wegsteek, wat niemand dit kan sien nie, wat jy dink niemand kan dit sien nie. Jy dink niemand kan dit sien nie. Ja. Hy sê, ander gode, ons God kan hoor, ons het dit mos nou bepaal nou reeds, né? Hallo? Ja, nou sê ek vir jou, ander gode kan nie hoor nie. Want die meeste van hulle is uit boomstompe en die klippyt en anders snaakse goed uitgebou. Psalm 135 vers 17. Hy sê, ore het hulle, maar hulle hoor nie. Met ander woorde, dit is nou mannetjie wat nou daar so gemaak is, né? Ook is daar geen asem in hulle monde nie. OK? Jesaja 46 vers 7, kom ons kyk. Hulle hef hom op die skouer. Met ander woorde, onthou, hulle praat nou van hulle God nou, né?
Hulle tel hulle God op hulle skouer op. Nou ek wil nou sien, hoe gaan ek en jy ons God op ons skouers optel? Dit gaan nie gebeur nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Dit gaan nie gebeur nie. God kom en hy tel vir my en jou op, ja. Ja, amen, amen. God, hulle hef hulle op die skouer, hulle dra hom en sit hom op sy plekkie neer, ja, op sy plekkie, daar staan hy wyk nie van sy plek af nie, ook al roep iemand om my antwoord nie, hy verlos hom ook nie uit sy benoudhede nie, en hoe meer hulle sukkel met die benoudhede, hoe meer afgode maak hulle. Ja, hy kan nie eet nie, hy kan nie dink nie, hy kan eintlik niks doen. Hy kan nie hoor nie, my tannie, hy kan nie hoor nie, hy kan niks, absoluut niks doen nie. Want die boomstomp wat hulle gebruik om vuur mee te maak, het hulle 'n stukkie uitgekap en hom gekerf en hoe sit hulle hom daar neer, wat die vuur wat daar, daai ding, julle verstaan wat ek sê, né? So daai ding beteken eintlik ook as. Ja, net so. Ek moes hierdie stuk insit. Ek moes hier so insit, dat die ander gode nie kan hoor nie. Want ons God is die enigste God, wat werklik waar kan hoor. Ja, en kan luister, en kan hoor, en kan doen, en kan help, en kan voorsien. Ek gaan nou aanhou tot van Openbaring af terug tot in Genesis, né? So, hy kan skep. Hy kan voorsien. Hy gee vir ons alles. Hy kan ons genees. Wys my waar 'n boomstom ons gaan genees. Kom. Hy is die alwetende. Hy is alomteenwoordig. So ek het nie nodig om my houtstompie rond te dra en te sê, jy is nou myne en jy blyf nou by my die hele tyd nie. Miskien net nou vergeet ek hom vergeet ek hom op 'n plek en dan is ek nou in die moeilikheid. Amen. Ons God bly in ons hart. Ek wil sien maar daai boomstom in my hart gaan kom intrek hoor. Dit gaan nou nie lekker werk nie. Ja. Om die woord van God te hoor. Die belangrikheid daarvan om God se woord te hoor. Kom ons kyk Efesiërs 1 vers 13. Hy sê en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, dit is nou die evangelie van julle redding, met ander woorde, ons word gered deur daai woord, gehoor het en wie julle nadat julle dit ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Amen. Amen. Ons het ore om te hoor. Hoor nou wat ek skryf. Ek sê ons het ore om te hoor ore. Matteus 11 vers 15 en hy is die maklikste. Ons weet 'n boomstomp het nie ore nie. Stefan, lees vir my daar. Lees vir my daar. Exactly, net so. Ons het ore om te hoor. So, wat sê die ouers? Waar sit jou ore? Hoekom hoor jy nie? Sit jy op hulle? Kom, dit is ons nou so. Ons is baie wat ons sê, is dit nie? Waar sit jou ore? Jesus het my ore. Nee, ek dink jy sit op hulle. Ja, die ore het om te hoor, laat hom hoor. Onthou nou, die woord van die Here sê ook, daar's niemand so blind soos die ene wat kan sien, maar wat nie sien nie. Daar's niemand wat kan hoor, maar wat nie wil hoor. Ons almal kan dink, maar ons almal dink nie dieselfde nie, ons almal dink klomp nonsens op. Ons gedagtes is ons grootste struikelblok. Lukas 8 vers 8. Hy sê in 'n ander deel, nou ja, kan jy onthou waar is dit? Karel? In 'n ander deel het op die goeie grond geval en gegroei. Daar sê, ek het met Karel gepraat.
As ja maar dit hoor. Hy het op die grond geval en gegroei, 100voudige vrug opgelewer. En toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Mense, ons lees die Bybel. Lees jy die Bybel? Is jy seker? Nou gaan ek vir jou gou iets anders te vra. Hoor jy die Bybel? Hoor jy die Bybel? Want as jy die Bybel begin hoor, dan hoor jy God se stem met jou praat. Daar sê, dan gee jy aandag. Hoor jy, lees jy jou Bybel? Lees jy jou Bybel? Hoor jy jou Bybel? Ok, hier was baie antwoorde van, ek lees my Bybel, maar ek het nou net so 2 of 3 gehoor van, hoor jou Bybel. Daar sê, jy moet dit doen. Jy moet hoor wat die Bybel vir jou vertel. Jy moet hoor wat God vir jou vertel. As jy jou Bybel oopmaak en jy lees, vra vir God om vir jou openbaringskennis uit sy woord uit te gee. Want daar is tog so baie verskriklike ander valse leerstellings en ander klomp drek in hierdie wêreld wat mense jou wil kom vertel wat waar is en wat jy vir jou heilige siel weet. Maar luister hierso, hierdie oues so ver van die pad af met hierdie siening of so iets, nee, dit is net nie waar nie. 'n Partykeer voel dit vir 'n mens of jy net vir die persoon kan sê, luister, wil jy nie aan liewe net tot wedergeboorte kom nie asseblief, of tot redding kom nie. Kom net tot bekering asseblief. Mense, ons vat die Bybel op sy woord. Op wie se woord? Op God se woord. Ons vat die Bybel op God se woord. Die evangelie moet nie net gehoor word nie. Nou hier's nou vir al die lui mense wat ek nou die dag ook gesê het, wat almal hier in die bus is. Hulle kan dan nou die buskaartjie betaal. En nou het hulle besluit, luister, ek het nou klaar hierso, ek sit nou hierso op my lauwere en ek rus, en ek het nie nodig om enigiets verder te doen as om Here te dien. Die evangelie moet nie net gehoor word nie, maar dit moet aanvaar word en moet uitgevoer word. Hebreërs 4 vers 2. Hy sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Met ander woorde, die mense teenoor wie hulle gepraat het nie geluister hierso nie. Dit is die kant in en daai kant uit. Hy sê, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want as iemand iets vir jou vertel en jy glo dit, dan gaan dit vassteek in jou geheue. Maar as iemand vir jou iets vertel en jy hoor sommer dit is 'n sterk storie, gaan jy dit glo? Gaan dit vassteek? Nee, ek gaan sommer net so vannaand daarso wegwees. Nou kom ons by 'n meer praktiese aspekte van gehoor. Dit is God wat effektiewe gehoor gee. Kom ons kyk Handelinge 16 vers 14. Hy sê 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad van Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Nou, sy het gehoor nie, né? Sy het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. Met ander woorde, sy het dit aangeneem. Nou sommige van ons weier ook om God se woord te hoor. Kom ons kyk Jeremia 6 vers 10. Hy sê, wie sal ek toespreek en waarsku, dat hulle kan hoor? Kyk, hulle oor is onbesnede, sodat hulle nie kan luister nie. Kyk, die woord van die Here is vir hulle 'n smaad. Hulle het daar geen behaag in nie. Hulle kies om die Here se woord te verwerp. Dit is wat dit is. Hulle kies nie om die Here se woord nie te aanvaar nie. Hulle maak net 'n besluit en sê, luister, ek gaan dit nie ek verwerp dit onmiddellik. Dit is klaar. Ek verwerp dit. Dit is finish en klaar. Nou, God ontken die effektiewe hoor van sy woord aan diegene wat hom hardnekkig weerstaan. Nou hierso gaan ek nou so 'n paar, dis 5 versies. Nou 6 versies eintlik.
Dis in Matteus 13 vers 10 tot 15. Kom ons kyk daar. Hy sê die disippels het na hom toe gekom en vir hom gesê: "Waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse?" Toe antwoord hy Jesus en sê vir hulle, hy sê: "Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie." Okay? God het dit aan die disippels gegee, maar hy het dit nie aan die mense gegee nie. Toe antwoord, dankie so, amper lees ek weer, want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook dit wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle met deur gelykenis, omdat hulle terwyl hulle sien, ook nie kan sien nie, terwyl hulle hoor, ook nie hoor of verstaan nie. En luister nou, voor ons nou verder gaan, jy kan die volgende slide opsit, Sakkie. Ons is baie keer dieselfde. Gaan goed terug na die vorige vers toe. Hy sê, want hulle nie sien nie, en hulle terwyl hulle nie hoor nie, of verstaan nie. Daarso. Nou baie van ons is dieselfde, in die sin van, as ons kan met sekere mense baie goed kommunikeer, maar as met ander mense wat jy nie goed mee kan kommunikeer nie, want jy verstaan hulle nie regtig. Nou, wat het jy nou eintlik nou vir my gesê? Ek weet nou ook nou nie regtig nie. Nou wat sê jy? Nou die maak jy mos nou presies vertel wat ek sê. Ja. En dit partykeer met ons, ek praat van ons as mense, en ek praat met wedergebore kinders van die Here nou, né? Partykeer is dit vir ons moeilik om ander mense te verstaan. Ons moet vir God vra om vir ons die vermoë te gee om ander mense te verstaan, en ook laat ek seker maak dat ander mense my verstaan. Laat ons dit duidelik kan verstaan. Nou ek weet nou hulle sê halwe woord het, wat 'n ding halwe begrip het, wat sê hulle? Halwe woord het 'n goeie begrip. Wat sê daai ding? Daai spreekwoord? Baie dankie Judy. Baie dankie my tannie. Jy sien, dit is die twee ou mense wat hier by ons is. Hierso by ons is wat my nou reg gaan. Baie dankie. Wat is die woord daarso? 'n Goeie begrip het 'n halwe woord nodig. Nou daai ding verstaan ek glad nie. Wat praat jy nou daar? Ja, baie moeilikheid nie. Praat duidelik. Verklaar duidelik. Praat mooi, as jy kan. Sê weet Tannie? Ja, jy moet reguit praat. Die Bybel sê nie, hoor hierso, jy mag nie leuns vertel nie, of jy mag nie jok nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Wat sê die Bybel? Jy mag nie lieg nie, man. En laat ek jou nou vertel, as ek nou vir een van julle kom vertel, luister hierso, jy is besig om vir my te lieg, gaan jy bitter baie kwaad wees vir my. Kom, is dit nie so nie? Jy gaan nie so met my praat nie, man. Kom, dit is die waarheid daai, né? Maar nou ek moes leer om te sê, nee, ek dink nie dit is die waarheid nie. Dan klink dit baie weer, né Karel? Dan klink dit baie weer, te volgende ene. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en julle sal ook glad nie sien nie. Wat is ek veronderstel om te sien? Laaste ene, want die hart van hierdie volk het stomp geword. Nou hierdie is die rede, hierdie laaste versie, is die rede vir al hierdie ander goed. Hoekom het dit nou gebeur? Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor. Hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore sou hoor, en met die hart sou verstaan, en hulle bekeer, en dat ek hulle kan genees nie. Hoor net daarso. Hoor net daarso. Ons raak hardnekkig. En dan word ons siek. Amen. Dis die reine waarheid. Ons word hardnekkig teenoor God, dan word ons siek. Hansie, ek sê nou nie jy het hardnekkig geword, toe was jy nou laasweek nou siek gewees. Dis nou nie wat ek sê nie.
Jy verstaan, né? Maar hoor julle wat ek sê? Ons word siek. En dan kry ons siektes wat ons nie kan verstaan. Maar baie keer as ons daai gemors wat hier in ons kop is, dis nou daai ding tussen die linker en die regter oor, né? Daar wat daar binnekant aangaan. As ons nou daai goed nou van ons nou los en ons keer terug na die Here, dan gaan jy sien, alles gaan weer koel en kalm wees. Gaan jy nog worry sê? Nee, jy gaan nie worry. Hoekom gaan jy worry sê? Die Here sê vir ons nog worry op die grond. Ek het geweet jy gaan in daai slag gaan trap nou. Ek het dit geweet, net aan die Marie. Ons vat dit net na die Here toe. Dis nie altyd so maklik nie, maar dit is moontlik. Ons vat dit vir die Here en ons gee dit vir die Here. En dan stap jy weg, Monica. Die Here sê, moenie bekommerd wees nie. Ek sal vir jou sorg. Hulle wil nie hoor dit weet, né? Hulle wil nie luister nie. Die eerste Christen het ook getuig van wat hulle gehoor het, Handelinge 22 vers 14 tot 15. Dis amper klaar. Sê en hy het gesê, die God van die Vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige Jesus te sien en die stem uit sy mond te hoor. Want jy sal vir hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en van wat jy gehoor het. Kyk. Fisiese gehoor word deur Jesus Christus herstel. Markus 7 vers 35 tot 37. Hy sê en dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong, dis die doofstomme gewees, hierso, het losgeraak en hy het reg gepraat. Dis amazing. Kom ons kyk. En hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie. Maar hoe meer hy het hulle dit beveel, hoe meer het hulle dit verkondig. Dit wys jou nou net. Ewe skielik kon die ou nou hoor en praat en toe gaan vertel hulle nou vir alles wat nie is. Nou, los dit nou, moet dit nou nie gaan verkondig nie. Ons maak ons nou so, né? Kom. En ek dink dis waar die kinderstories begin het. Hy sê hy het alles goed gedoen. Die dowes laat hoor en hy het die stommes laat praat. En ek sluit af. En hierdie is een amazing ding wat ek vir julle wil nalat. Die dooie sal die stem van die seun van God hoor, Johannes 5:25. Hy sê voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die seun van God sal hoor en die wat dit gehoor het sal lewe. Weet julle waarna verwys daai stuk? Wanneer het Jesus met die dooies gaan praat? Ja, maar wanneer was dit? Toe hy gekruisig is. Hy vir dit, daai stuk verwys daarna. Dit is dit. Ja, maar hoor nou mooi, né? Hoor nou. God is in beheer van die lewendes en die dooies. Weet julle dit? Ja, hy sê ja, vir almal, van die lewendes en die dooies. En al het jy nou in die see geswem en hy het jou 'n stuk van jou stuitjie so, hierdie boutstuitjie so afgehap en so as jy daar by die Here kom, gaan hy styk terug wees hoor. Jy gaan ons nou weer heel wees. Maar imagine net, né? Jesus gaan na die doderyk toe en hy gaan verkondig die evangelie aan die mense wat dood is. Waartoe het hy neergedaal? Hy het ter helle neergedaal. Come on. Maar dit moet amazing gewees het, ja. Dit moet amazing gewees het, as hy wit lig, daarso in daai hel moes inkom, en sê, my tannie, ek kry eintlik hoendervleis, as ek net daaraan dink, hoor, ek kry sommer net so hoendervleis ek aan doen. Hansie, dis verskriklik om dit daaraan te dink, nie. Hoe het hy mense gevoel daar, die siele? Ja, wat doe jy aan?
Hierso, wow. En hoeveel van hulle wat van die begin af gesterf het, so het Jesus aangeneem en wat gered is. Hoeveel van hulle? Dit moes 'n amazing, 'n awesome gesig gewees het. Toe Jesus daar in die doderyk afdaal en hy gaan praat met daai klomp mense wat reeds dood is. Ja, die duiwels. Ja. Mense, ek kan nie wag om by die Here te wees nie. Kyk, ek is baie lief vir my vrou en ek is baie lief vir my kinders, maar ek kan nie wag om by die Here te wees. Nee, Lavie, dis maar so. En onthou, terwyl ons lewe, is God by ons. As ons sterwe, is ons dan by God. So dit maak nie saak waar jy is nie. God is with you, all the time. Amen. 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 En onthou, God hoor. God hoor. God luister na ons. Daai hooflyn oproep na hom is nooit beset. Nooit. Want my God is almagtig. Hy is alomteenwoordig. En wat sê aan die Here? All-knowing, omnipresent. Wat is die derde een, Karel? Maar in elk geval, my God is my alles. Daar sê, hy is met ons. Amen. Amen en amen.